Tasha, ek moet weet, dis Groot FM 90.5, 11:15, baie welkom by jou gunsteling radiostasie. Kyk, toe ek eendag besluit het ek wil 'n radioomroeper word, het ek nooit gedink aan die voorreg wat ek gaan hê, om elke nou en dan 'n regstreekse vertoning in die ateljee te beleef nie. Want kunstenaars kom in, hulle vertel vir ons van hulle loopbaan, hulle vertel vir ons van hulle harte en hulle passies en hulle nuwe musiek, en hulle bring hulle instrumente saam. William Wolf by ons in die ateljee, goeiemôre. Hoor nou net, is dit hoe 'n wolf hallo sê? Ja. Hallo. Hoe gaan dit met julle? Thanks. Uitstekend man, dis so lekker om jou hier te sien. En Muso in Murgenbeen, jy kan sommer sien die manier wat die man net sy gitaar vashou. Hy's gebore met 'n gitaar in die hand. Baie liefde vir die stukkie oud. Hoe oud was jy toe jy begin gitaar speel het? Man, ek het hierdie gesprek actually met my dogter nou die dag gehad. Sy het uit die blou uit vir my gesê, "Pappa, ek dink ek gaan nou begin gitaar speel." Sy is 13 en ek was 15, so ek het vir haar gesê, "Yes, jy beat my met 2 jaar." Ek het op 15 jaar ouderdom 'n baie ou gitaar in my ma se kas gekry, en op daai stadium het 'n pel van my nogals redelik om die braaivleisvuur gespeel, en ek het altyd gedink, "Ja, daai lyk so lekker. Ja. Dit wat hy daar doen is amazing." En ja, dit het ek myself eintlik geleer op 15. So 'n bietjie van 'n late bloomer, I suppose. Ek het in graad 1 so 2 of 3 lesse, klavierlesse gehad, maar ja, my klavierjuffrou het my met die liniaal op die vingers geslaan en vir my gesê, "Nee, dis die verkeerde toonleer." Of dis nie hoe jy daai toonleer speel nie. So ja, partykeer dink ek terug en wonder as ek 'n ander klavierjuffrou gehad. Ja. Dan sou ek vandag miskien Josh Groban gewees het eerder as. Wel, jy het nou die lang hare, so dit sou gewerk het. Ja. Maar toe jy nou jou eerste gitaar opgetel het op 15 en begin musiek leer het, het jy toe al gedink jy gaan moontlik eendag 'n liedjieskrywer wil word? Man, ek was nog altyd lief vir rympies opmaak en liedjies sing en neerie en as 'n jong laaitie onthou ek myself so en mense wat my geken het in daai tyd het sê ook ek het daarvan gehou om rympies op te maak en liedjies te skryf en ietsie snaakse rympies met punchlines te onthou en op te voer en te sê en so ek dink dit is iets wat ek dink ons almal het daai behoefte om onsself op 'n kreatiewe manier uit te druk, né? Ek dink of dit nou pottebakkery of tuinmaak is of kos maak of whatever my ek is nou maar net iemand wat lirieke gebruik of my musiek maak of whatever, maar dit is, ek dink ons almal het daai behoefte om onsself op 'n kreatiewe manier uit te druk. So ja, en ek dink as dit reg gefasiliteer word deur die regte volwassenes in 'n ou se lewe en mentore, dan kan iets wat 'n natuurlike passie is miskien in iets baie groter in verander. Soos wat met jou die geval is. Jy het nou verwys na rympies opmaak. Kan jy enige van daai rympies onthou, William? Nee, ek kan nie. Wel, ek gaan solank ons mense se koppe aan die ding kry, want ons gaan nou vir jou vra om ook vir ons 'n rympie op te maak. So, ek gaan jou hulp nodig hê. Stuur vir my WhatsApp 0616104576. Al wat jy hoef te doen is stuur vir my 'n Afrikaanse woord. Ek gaan nie vir jou voorskryf nie, enige woord. 0616104576. Geen vloekwoorde nie. Dis die enigste voorskrif. Ons gaan nie vloekwoorde duld nie. Terwyl jy nou so begin tokkel daar op die gitaar, kan jy vir ons ietsie sing asseblief? William Wolf by ons in die ateljee. She's a good girl. She loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy.
breaking her heart, and I'm free falling. Yeah, I'm free falling. All the vampires are walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and I'm a bad boy standing in the shadows, and all the good girls are home with broken hearts, and I'm free, yeah, free falling, free falling. Dit is mooi. Jy moet jou weergawe opneem. Ek love hierdie liedjie. Och man, ja. Een van die eerste songs wat ek geleer speel het eintlik. Toe Tom Petty dit eintlik mos bekend gemaak en John Mayer het soos 'n rare cool version of van ook. Is jy 'n John Mayer fan? Groot. Want ek kan sien die looks en die alles is daar. Ek gaan dit nie wegsteek jy. Hy is ek is 'n fanboy. Wel, jy het al saam met van ons land se grootste liedjieskrywers en kunstenaars gewerk. Wie is iemand wat vir jou uitstaan en wie is iemand op jou lysie saam met wie jy graag sal wil werk? Jo, ek het al saam met 'n paar baie goeie en groot kunstenaars gewerk, waarvan Elise Beekman een van my favorites is, omdat iconics. sy is net so ongelooflik goeie skrywer. En maar van Heinz Winkler, Willem Botha, Fatman, Darren, al die lekker mense. Ivan Roux. Ja, jy Ivan het al baie dinge saam. Met wie sal jy wil werk? Plaaslik of internasionaal? Man, plaaslik, internasionaal obviously John Mayer. Ja, okay, maar natuurlik. Ek het altyd gesê nog as 'n jong story-eyed skrywer, ek wil musiek skryf vir Disney. What? So dis ek moet sê dit dis 'n grootte, maar ek staan nog steeds by dit. In Suid-Afrika sal ek love om iets saam met Tashay te doen. Sy weet dit nie, maar ek sal love om iets saam met haar te doen. Ons gaan vir Tashay moet laat weet. Stuur vir haar hierdie voice clip. Ek gaan verseker. Okay, jy sê jy sien kans vir 'n bietjie liedjie opmaak aan die spot. Ons gaan binnekort praat oor lakens. Lakens is 'n nuwe enkelsnit. Dis eintlik hoekom hy hier is. Dit lê voor. Die lakens lê voor, maar kom ons praat eers gou-gou 'n liedjie skryf. Ek het 4 woorde. Okay. Uiteenlopende woorde. Jy gaan vir ons 'n liedjie met opmaak on the spot. Ek's gereed. Jou woorde is lepel. Kom van Nico af. Thanks Nico. Meisiekind. Dit was Hanna se voorstel. Okay, dis klaar maklik. Okay, Kosmos van S. Oh man. En Drukkie van Dirk af. So jy het lepel, meisiekind, Kosmos en Drukkie. Die gaat ons. Het jy klaar 'n liedjie? Ek sal lepel hê met hy meisiekind onder die kosmos. En haar meer is net 'n drukkie. Dis 'n familieshow hierdie. Hey. Meer as 'n drukkie is met hare speel. Come on. Maar dit is ek moet sê dis 'n goeie inleiding vir dis rarig eenvoudig. Ek doen dit al vir lank, so om net om 'n riff te hê. Baie keer begin dit met goeie woorde, baie keer begin dit met 'n actual guitar riff. En ek het baie keer ook net my notes uit op my foon, so as iemand in 'n braaivleisvuur gesprek iets sê wat stik, dan gaan skryf ek dit gou-gou vinnig, dan draai ek gou vinnig om en gaan skryf dit in my notes, en dit hoef nie noodwendig in daai selfe week of maand of jaar gebruik te word nie, maar ek het al baie keer, as ons in writing sessions is, dan gaan ek gou so deur my notas en sien ek, hier's iets van lockdown, hier's 'n lyntjie van lockdown wat perfek gaan werk vir hierdie situasie nou. So, die antenne is altyd op vir clever woordjies en frases en gesprekke en
one-liners. Ek weet Taylor Swift het ook so 'n lysie van woorde op haar foon wat sy graag iewers in 'n liedjie wil gebruik. Sy weet nie wanneer of hoe nie, maar dis woorde wat sy gedink het, is mooi en sy graag iets daaroor wil skryf op 'n stadium. En ek dink jou brein is heeltyd aan die skryf. Ja, dit is 'n spier. Mense wil dit nie glo nie. Dit is soos jou singstem ook. Dit is 'n spier, soos wat jy jou spiere in die gym gaan oefen, moet jy jou kreatiwiteit ook oefen en jy raak letterlik beter as 'n ou dit genoeg doen. Maar wat nou interessant is, William, is jy het eintlik al naam gemaak in die bedryf agter die skerms, juis as liedjieskrywer, maar jou stem is so ongelooflik. Laat my dink aan botter wat warm geword het met bietjie olie gemeng daartussen. Dit is net so botter wat warm geword het met 'n bietjie olie gemeng. Alles is 'n liedjie vir hierdie man. Botter wat warm geword het. Hey, ons kan hom, aan wie kan ons hom verkoop? Daai klink soos 'n Jean Boucher treffer. Ja. Johnny sê, Sarina, een van die mooiste live stemme nog op julle show. So mooi. En nog 'n boodskap. Wie is die mannetjie, want hy sing my hartsnare raak. Dis William Wolfie by ons in die ateljee by Groot FM 90.5 en ons praat sommer oor liedjies skryf en die musiekbedryf. En ons gaan binnekort praat oor Lakens. Dis sy splinternuwe enkelsnit. Ek wil hom vir jou speel ook. Net die Lissie Basson, dis jou oë. Welkom by Middoggend, ons het vir William Wolf in die ateljee en dis nie sy oë nie, dis sy stem. As ek so op die WhatsApp-lyn kyk, is mense net soos, wow, die ou kan sing. En hy kan sonder liedjies AI, skryf. nee? Sonder AI. Kom ons praat net vinnig daaroor, want veral vir die liedjieskrywers, William, what do you make of it? Jy het nou gepraat van jou dogtertjie wat gitaar speel, of begin speel, en ek dink, my opinie is, dit vat weg van daai jare se oefening en honing of the skill. Ek dink dit maak net 'n regte musikant wat actually 'n instrument kan speel en kan sing net soveel meer nis. In 'n wêreld waar alles op instant gratification gebaseer is, alles is kits en alles is vinnig en alles is rekenaar en tegnologie en skerms. Ek dink 'n ou gaan iewers so seer en diep behoefte het vir dit wat real is en eg is, nee, dat, hopelik. Wel, jy het vroeër ook gepraat oor die mense inherente behoefte om te skep en op kreatiewe maniere 'n uitlaatklep te kry. En ek dink wat AI ook doen, is dit stel mense wat nie 'n stem soos jy het nie, en wat nie soos jy kan skryf nie. Absolutely, that's the flip side of the coin. So die ou wat net kon dig, of die ou wat net kon 'n paar woordjies in sy notes op sy foon het, kan dit nou in AI in 'n model inlees en hy kan 'n liedjie het wat uitkom en hy kan vir sy vrou iets mooi doen vir 'n anniversary of vir 'n Vadersdag of vir 'n Moedersdag of in memory of someone of jy weet, so daar's baie goed wat daar uitkom en 'n ou moet dit as 'n stukkie van jou gereedskap gebruik. So waar jou mikrofoon en jou gitaar en jou papier alles deel is van die gereedskap. Ek gebruik dit altyd as 'n voorbeeld in my liedjieskryfwerkswinkels. Kan hierdie net nog 'n vorm van 'n tool wees in jou toolbox, absoluut. Jy praat van papier. Is jy iemand wat daarvan hou om jou liedjies op papier self uit te skryf? Ja, nee, daar's iets wat gebeur die oomblik as ink jou pen verlaat op 'n stuk papier. Ek sê jou, daar's 'n ander momentum, hoor. En dit geld vir selfs vir jou drome en jou ideale en dit wat jy wil doen en bereik in jou lewe. Daar is net 'n ander energie en sinergie die oomblik as jy iets op 'n stuk papier kan neerskryf. Sommer so 'n stukkie lewensadvies ook hier van William Wolf. Take it. Lakens. Kom ons praat hier nou net se enkelsnit. Hy so 'n paar weke gelede vrygestel op my verjaarsdag terloop. So dit is 'n groot trek. Goeie dinge. Hoe die proses gewerk, waar gaan Lakens of wie hy geskryf? Ons het in die Sterwag Theater verlede jaar so 'n akoestiek live show opgeneem in Bloemfontein. En die aand voor ons lewendige opname het ons gesê, okay, ons gaan 'n nuwe song nodig hê. Want ons het eintlik al die songs gevat wat goed gedoen het op radio die laaste 3-4 jaar en ons het stripped down versions, absolute akoestiese weergawe van dit gedoen en toe gesê, okay, maar ons gaan 'n paar nuwe songs vir hierdie album ook moet skryf en opneem. En die dag voor daai opname, dit was die 4 September verlede jaar, die Sterwag Theater opname was die 5de September, ek het die 4de September gesit, ek het hierdie riff gehad op my gitaar
en ons het dit in 10 minute geskryf. Regtig. Ja, dis ook al procrastination en bietjie druk, onder druk, want dit moes gebeur, dit moes rarig gebeur. Lakens, en dan, toe ek dit opneem, dan stuur ek dit altyd vir 'n handjievol mense, en dan vra ek, wat sou julle hierdie song genoem het? En vir meeste van die ouens, hierdie woorde, die lyne van die lakens, teen die lyne van jou lyf, uitgestaan en gedink, okay, lakens is 'n goeie titel. En ja, 'n tug of war relationship, ons almal was al in so iets waar jy wonder of is dit aan, of is dit nie aan nie, dan is dit warm, dan is dit koud, dan hou jy daarvan, en as jy weer sien, hou jy baie daarvan, as jy weer sien, as jy lief vir dit, en as jy weer sien, as jy completely obsessed met dit. Wow. En ja, dan ek kan nie meer langer maak asof ek lief is vir jou nie. Wow. Ek weet ek moet vergeet, maar ek onthou. Is dit van die lirieke ook? Dis die koor se lirieke. Okay, hier is hy. Dis William Wolf op Groot FM 90.5. Hy kuier by ons in die ateljee hier, so sy splinternuwe liedjie Lakens. Nou beskikbaar op alle stromingsdienste. Ek voel in die donker. Net hierdie stem, William Wolf op Groot FM 90.5 met Lakens, so sy splinternuwe liedjie. Hoe voel jy as jy hom op die radio hoor, William? Ag, dit bly lekker. Dankbaarheid, die groot dankbaarheid, rarig is altyd awesome. Kyk, jy het al baie dinge bereik in die Afrikaanse musiekbedryf, en ek dink nie eers mense besef dit nie, maar jy het regtig al van die grootste Afrikaanse liedjies geskryf. As jy maar nou net soos 3 moet noem, wat nou vinnig by jou oppop. Jy mag nou, dis jou onderhoud, jy mag brag. Ja, daar's songs dat ek, tongretjie songs dat ek seker nie se name eers mag noem op die lig nie, maar wat baie goeie streams en revenue created, maar ek gaan een uitsonder waarvan Brendan Piper se Tafelberg vir 2 is 'n song wat rarig eintlik na in my hart is. Altyd gedink ek sal homself sing, en toe die geleentheid kom om dit te pitch vir sy album, het ek gesê let's go. Wow, dis baie cool. Is daar liedjies wat jy al vir iemand anders gegee het wat jy spyt is, wat jy eintlik vir jouself moes hou? Vernon Barnard se Soekhart is ook 'n song wat jy op my album vandag sal vind. Ook iets wat ek redelik met 'n swaar hart weggegee het, maar ook gedink vir waar ek was in my loopbaan op daai stadium, dat dit 'n beter huis sal wees vir Vernon as vir my. Ek meen die songs, jy verkoop mos nou nie die songs, dit bly jou intellektuele eiendom, so ja, ek het altyd geweet ek sal hom iewers kan opneem en hom weer vir myself. Maar ek dink, jy dink ook anders oor musiek, want jy is 'n skepende siel. So dis nie 'n kwessie van, okay, ek het nou 'n goeie liedjie geskryf, ek moet hom net vir myself hou nie. Jy skryf maar net nog 'n goeie liedjie. Ek hou daarvan om te glo die beste se te kan. Die beste songs gaan nog geskryf word. 100%. Ja. As mense jou wil volg, jou in die hande wil kry, jou regstreeks wil sien optree. William Wolf oral. YouTube, Instagram, TikTok, William Facebook. Wolf. En as jy wonder of hoe jy dit gaan onthou net hoe ons gegroet het. Hallo! ja. Soos 'n wolf. Dis baie lekker om jou in die ateljee te hê. Jy's 'n amazing, talentvolle mens en so plant op die aarde. Sê vir jou dogter baie sterkte ook met haar gitaarloopbaan. Dalk hoor ons bietjie van haar. Ja, dat sy vir jou kom speel. Sal baie cool wees. Ja. En gaan luister Lakens. Dis nou beskikbaar op elke streamingplatform. Laai hom af, sit hom op jou speellys, stuur hom vir iemand vir wie jy lief is. En maak seker jy volg vir William Wolf. Hou hom dop, boek hom vir 'n show. Kry hom om vir jou 'n liedjie te skryf, tree op saam met hom. Ons gaan nou vir Tasha 'n likeie gee. Kyk of sy in is. William, sterkte en ons sien jou sommer gou weer. Dankie vir julle, awesome. Dis William Wolf by Groot FM 90.5. Groot FM 90.5.